Ek praat nie, as ek nie praat, kan hy nie praat. Maar ek is bly die oggend hier te sien en wanneer mense die woord bedien, wil mens altyd 'n bevestiging hê of mens wil iets sê wat jy sê jy is op die regte pad. Die van iemand al bedien het sal weet. Mens wil seker maak jy het reg gehoor by die Here. Maak nie saak of jy elke dag by die Here hoor. As mens met 'n groep mense praat dan wil mens altyd seker maak, Here, het ek reg gehoor? Het ek by U gehoor? Is die woord vir die mense en as ek wil vandag bemoedig. Ek weet nie wie van julle die advertensie van die week gesien het. Ons wil die Satan geen plek gee nie. Maar ons advertensie sê as die Satan toeslaan. Maar ek gaan nie bemoedig daar, jy moenie bekommerd wees. As jy woord het, kan jy oopmaak in Handelinge, hoofstuk 28. Ons gaan daar 'n paar vers lees van vers 1 tot en met vers 10. Handelinge, hoofstuk 28. My Bybel is bladsy 1424. Vers 1 sê, en eers toe ons gered was, het ons te wete gekom dat die eiland Melite genoem word. En die inboorlinge het ons buitengewone mens liefwaardigheid bewys, want hulle het 'n groot vuur aangesteek en ons almal daarby gebring, weens die reën wat gedreig het en weens die koue. En Paulus het 'n klomp trouhout bymekaar gemaak en op die vuur gesit, en 'n ander het weens die hitte uitgekom en aan sy hand vasgebyt. En toe die inboorlinge die dier aan sy hand sien hang, sê hulle vir mekaar, hierdie man is beslis 'n moordenaar, wat die goddelike wraak nie laat lewe nie. Al is hy uit die see gered, maar hy het die dier in die vuur afgeskiet en geen kwaad gelei nie. En hulle het verwag dat hy sou opspel of skielik dood neerval. Maar toe hulle lank gewag en gesê het niks besonders met hom gebeur nie, het hulle van gedagte af aan gesê dat hy 'n god was. Nou die hoof van die eiland, wie se naam Publius was, sien my vrou is daar met te help, nee, die Here die vrou gegee om die man te help, nee. Nou is die hoof van die eiland, wie se naam Publius was, in die omgewing van daardie plek 'n stuk grond gehad, en hy het hulle ontvang en 3 dae lank met vriendelikheid geherberg. En die vader van Publius was siek gelê aan koors en buikloop, en Paulus het gegaan na hom toe, laat hy gebid en die hande opgelê en gesond gemaak. En hierdie het ook en hierna ook al die ander wat siektes gehad het op die eiland na hom gekom en is genees. En hulle het ook hulle het ons ook baie eerbewys betoon toe ons so afvaar en ons die nodige voorsien. Amen. As ek 'n hoofkernteks sal sê, is vers 3 wat sê, Paulus het 'n klomp trouhout bymekaar gemaak, en op die vuur gesit, en 'n ander het weens die hitte uitgekom, en aan sy hand vasgebyt. Ek kan net gou my water daar kry. Is jy ook al baie keer in 'n situasie gewees wat jy voel, dinge wil net nie uitwerk nie? Of is dit net ek? Dit voel jy ook so. As daar so 'n paar ouens wat sê, ja, hulle voel ook so. Nou, van het ons met 3 gehad is, het ek nie rarig siek gewees. Ek het COVID gehad, reg in die begin, en daarna miskien een dag hier en een dag daar, maar ek het nooit regtig vir COVID en griep en goed gehad nie. Maar van Paasfees af is dit my die 3de keer dat ek siek is. Die 3de keer dat my neus stoos en my keel nie lekker is en die goes, hierdie keer hoes ek daar nie, maar ek is nou regtig nog af. Ek weet nie of jy al so gevoel het nie. Ek is nou oor het hoor. Ek is nou verby dit. Is nou genoeg. En die situasies wat ons ook in wat voel kan seker klein goedjies wees soos net 'n verkoue of 'n griep, maar dit kan ook groot goed wees. Soos erge finansiële druk of bankrotskap wat dreig of baie ernstige siektes of familielede wat oorlede is of jy kan dit noem. Daar's baie goed wat ons kan dit voel. Ja, ek het eintlik net genoeg gehad. Maar ek wil vandag my tema eintlik vir julle bietjie aanpas wat sê, as die Satan toeslaan, is dit nie die einde nie. Amen. So ons gaan vandag hierdie stukkie so bietjie net opsom. Ek gaan nie baie lank wees nie, maar ek wil julle bemoedig vandag dat wanneer jy van hier af weg hy sê, maar daar is hoop. Maak dan nie saak of watter
kan die Satan probeer aanval nie. Wanneer hy aanval, dis nie die einde nie. Amen. So ons gaan so 'n bietjie praat en ek wil begin met 'n agtergrond te gee van hoe Paulus op hierdie eiland gekom het. Soos ons weet, hy was Saulus gewees en hy die Christene vervolg en op 'n stadium het die Here hom verskyn en hy gee sy hart vir die Here en begin evangeliseer en soos die meeste weet, baie van die Nuwe Testament is hierop geskryf, deur die briewe wat hy geskryf het aan verskillende mense. En hy gaan rond en sy ou vriende, is nie baie interessant, en gewoonlik as ons harte vir die Here gee, die mense wat die ongelukkigste is ons vriende. Want dan kan ons nie meer allerhande goed saam met hulle doen nie. Hierdie, dis mos die waarheid dan. As die Here ons help, dan hierdie praat altyd van sy vriend wat hy gekry het om saam met hom die Here te dien. Dis wat ons moet doen. Maar baie keer is dit ons vriende wat ons probeer wegtrek van die Here, wegtrek van die regte manier om goeders te doen. Is dit nie so nie? Dis hulle wat gewoonlik vir jou sê, man, skiep die kerk en kom saam met ons bietjie uit. Ag, wil nie Woensdag aan kerk toe of selgroep of gym toe gaan daar by die kerk nie. Kom saam met ons klein Saterdag. Wie van julle weet wat beteken klein Saterdag? Nee, beteken is amper soos groot Saterdag, om so 'n bietjie moed skep in die wêreld vir die week. So ons gaan na die laanpad toe, ons gaan grasdak toe. Jy verstaan wat ek sê? En dan donderdag het almal 'n babbelas by die werk en niemand verstaan hoekom nie. Maar klein Saterdag was gister. Soos gewoonlik ons vriende wat ons meer wegtrek en sy vriende was so ongelukkig met hom gewees. Dat hom in die tronk laat gooi. Daar in Jerusalem was in die tronk gewees en hulle sê nee, hulle gaan nou vat van Jerusalem toe na die hoofou wat oor die streek aangestel is en hulle beplan 'n sluipmoord op hom. Sy vriende kry ouens om hom dood te maak op die pad. Dis nou vriende daar. Seker vriende weet vyande nodig, sê. Maar die Here openbaar dit en hulle gaan vroeër en hy kom daar 2 jaar sit hy in die tronk. 2 jaar wat hy met hierdie mense praat en dit is 'n ou wat eintlik maar vir die skares wil gee wat hulle wil hê. Dis soos die regering. Hulle sê een ding en hulle doen eintlik 'n ander ding. Hulle wil die skares gelukkig maak en toe hy nou verplaas word, toe sê hy, weet jy, ek gaan hier nou die tronk los vir die volgende ou. Dit is sy probleem dan, ek gaan nie besluit neem nie. En toe daai nuwe ou kom, toe beroep Paulus homself op die keiser, want as ons gaan lees in Handelinge 23, sê die Here vir hom, nie bekommerd wees nie, jy gaan nog Rome toe gaan en jy gaan daar voor die keiser gaan staan. En Paulus sê ek wil na die keiser toe gaan, want hy by die ou kom nie, die ou nie, die man se vrou was daar, nog iemand was daar, en hy sê, eintlik is daar niks, as hy nie beroep het op die keiser nie, kon hy nou vrygegaan het. Maar nou ja, nou moet hy keiser toe gaan, want hy het gevra vir hy is 'n Romeinse burger gewees. En daar sê hy op pad Rome toe. Ver gestap, op die skip geklim, en hulle vaar, en op 'n sekere plek sê hy vir hulle, hoor jy ons nou met mooi hawens moet ons oorbly. Ons kan nie verder gaan nie. Dis gevaarlik, en die ouens luister nie vir hom nie. Baie keer wys die Here vir ons goed, en ons sê as die mense rondom ons, vir al die mense in die wêreld, reg geen waarde daar. Hulle sê nie ons gaan ons gaan die volgende plek gaan vaar. En hulle vaar op die see, en wat gebeur presies wat hy gesê het? Daar kom 'n orkaan, dit is orkaanseisoen gewees, en daar val in die boot in die see. 14 dae lank is hulle op die see, hulle gooi alles wat hulle het oorboord, en hou so 'n bietjie kos by hulle. En 14 dae vas hulle eet niks nie, die wêreld kan ook vas. Moenie as iemand vir jy sê hy vas, glo hy is die kind van die Here nie. Moenie as iemand by kom en sê, ek het nou gevas en die Here het voorsien, moenie altyd net waarde daar weg nie. Enige iemand kan vas. Die moslems vas baie keer. Baie mense kan vas, beteken nie sy kinders van die Here nie. Daar die wêreldse mense op daai skip gevas en die Here se Paulus raak, al die ouens op die skip hulle gooi dat hulle raak gesê omdat hulle gevas het. Maar die Here het met Paulus op pad wat hy moet staan. En as daar op die see en hulle kom by die eiland, hulle sien daar lyk op daar land is, hulle maak die skip vas en die golwe begin op hierdie skip stukke te slaan en die Romeinse soldate besluit nou gaan hulle almal doodmaak.
Wat gaan nog met arme Paulus gebeur? Hulle gaan hom almal doodmaak, want as hulle nou daar op die land kom, en een van hierdie gevangenes raak weg, dan staan hy, dis die Romeinse wet, dan staan hy in daai persoon se plek in, en hy gaan dan 10 teen doodgemaak word in daai ou se plek. Soos ek en Julie en Nico beskik was, en een van ons was 'n gevangene gewees, en hy raak weg, en ek en Julie was die oppassers, dan gaan ek sê, nee, Julie moes hom opgepas het, en dan vat hulle vir Julie en Nico se plek. Dis hoe die wet gewerk. Maar Paulus sê vir hulle, nie bekommerd wees nie, kom ons eet iets, kom ons kry ons kragte op, kom ons swem uit, niemand van ons gaan weglaat nie. Ek dink al die gevangenes het gesê, ek weet nie wat hy doen nie, maar as ons daar op die land kom, gaan ek hardloop. Maar het gebeur nie so nie, al 276 mense wat op daai skip was, kom by die strand uit, klaar wonderwerk. Die wat kon swem, het geswem, die wat nie kon swem nie, het vastgehou in 'n stukkie dryfhout. Partykeer moet ons in die lewe net gryp kan hier en 'n stukkie dryfhout. As ek nie kan uitkom nie, moet ek gryp en ek moet vashou, die Here gaan my help. Amen. Dink jouself in, u probeer net goed doen vir die Here. En al hierdie goed gebeur met u. U vriende verraai, u word in 'n tronk gegooi, daar strykmoord aanvalle wat geloods word. Hulle stuur u weg, duisende kilometers en dan ry met 'n skip weer die wind luister en raak in mekaar weg en amper verdrink almal en jy doodmaak. Dit sal mens tot so op die punt van die einde van net. Tot so as daar nog iets gebeur, dan gaan ek omdraai. As daar nog een ding gebeur. Baie keer gaan dit ons ook so, ons voel, Here, as daar nog een ding gebeur. Ons praat baie keer met die Here baie, ek wil nie sê parmantig nie, maar baie vol van ons hart. Ons sê vir hom, Here, as daar nog een ou voor my in. Net een. Nico het gesê, hy doen dit nie daar mee. En hy voor hom in my sê vir die vinger. Hy praat net mooi met hom. Maar as daar nog een ou hier voor my riestop wat gery, dan gaan ek vol mooi verduidelik in vingertaal, dus nie so maak nie. Nee? As die vingertaal wat ons gebruik is, of jy doen het reg of jy doen het verkeerd. Niks ander vingertaal nie. Nee? Maar dan kom Paulus hier op die eiland. En toen op die eiland land al 276 mense sit daar in 'n groep nie, en hulle weet nie wat se eiland nie. Gaan hierdie mense hulle nou nog aanval ook, hierdie mense wat hier bly. En ons lees hier in vers 1, die eiland se naam was Melita gewees, en ander vertalings sê dit is die eiland Malta, daar is nog steeds, die eiland Malta is nog steeds daar. As jy van Rome afgaan, van Italië afgaan, 'n paar 100 kilometer onder toe, is die eiland daar. En hulle land op die eiland en in Engels sal mense sê, the Barbarians. Ek het al gehoor van Barbarians, as mens spreek uit, hulle praat altyd van die Barbarians, maar die Romeine het geglo, as jy nie Romeine is nie, jy is nie 'n Jood nie as jy 'n Barbarian. As jy 'n inboorling, daai eilandse mense kom op hulle af, en nou weet hulle wat nou gaan gebeur nie. En ons lees hulle sê, nee, dit was eintlik, hulle is baie vredelievend geweest. Hulle kom daar, hulle vat hulle sê, yes, julle kry nou seker koud, want dit was daar omtrent aan die einde van Oktober, November geweest, en vir enige iemand wat in die noordelike halfrond daai tyd was, jy weet, dit is nogal koud. Dit begin so 'n bietjie sneeu, en dit is ys, dis net ongemaklik. En hulle sê vir hulle, kom ons maak vir julle 'n vuur, om julle warm te hou. En hulle maak 'n vuur, want hulle is nat van die swem in die see, en hulle kry koud, en dit dreig om te reën, en dit lyk net nie goed, en hulle maak 'n groot vuur, en sit almal daar, om lekker warm te word. Want Paulus is nie iemand wat net stil sit. Paulus is nie net iemand gewees wat net gesê, okay, bedien my nou, kom ons kyk wat hy spring daar op, hy gaan op van houtjies vir mekaar maak. Hy tel hier bietjie hout op, hy tel daar bietjie hout op, en hy stap nou met hierdie bolle hout, en by die vuur vat hy die hout, en hy sit dit op die vuur. En as jy reg gaan lees, dan kom 'n ander, slaan daar uit die vuur uit, en buite wat staan. Sien die heel van die hout wat hy gedra het nie, is uit die vuur uit. Want as slaap hy in die winter, slaap eintlik. Waar was dan die oos aan die spyt met allerhande goedes, en hulle dink hy se nek val en so dan. Maar hy slaap, ek lekker geslaap, rustig gewees, slaap is eintlik rustig in die winter. Maar hy slaap word warm van die hout waar hy is, en toe daar hand naby is, toe byt hy nie net nie, het staan hy aan Paulus se hand vastgehou.
'n giftige slang, hang daar aan sy hand. Kyk, dis daar wat ek het so verloor het, man. Ek gesê, Here, is nou genoeg. Kyk al die goed nou by die, ek probeer net die vuur groter maak. En nou hang die slang nie aan my hand. Wat nog? Wat moet ek nog deurgaan, Here? As u die woord ken, is dit hier waar het eintlik baie interessant gaan. Want eintlik hier is 'n voorspelling van reg wat deur die Bybel gebeur. In Genesis 2 kom die Here en hy sê, as jy van hierdie vrug eet, gaan jy doodgaan. Hy leer daar vir ons dat die loon van die sonde is die dood. Is dit nie so nie? As ons iets verkeerd doen, gaan ons doodgaan. En net die hoofstuk daarna, toe kom daar Rapsiekie en kom by Eva. Nee, is geen Rapsiekie. Hierdie is enige wat my grapie van. Is geen Rapsiekie gewees nie. Daar kom 'n slang. En die slang sê vir Eva, eet. En die slang veroorsaak dat die mens doodgaan. Al het Eva ons uit die tuin uitgeëet. Die slang veroorsaak dat die mens doodgaan. En reg deur ons lewe sukkel ons met hierdie dood, want ons almal gaan dood. En hier in Handelinge 28 kom die slang uit die vuur uit om Paulus dood te maak. Baie interessante gedeelte. Maar Paulus van die slang en hy skiet hom af binne die vuur. 'n Voorspelling van Openbaring 20 wat die Here met die slang gaan doen. Hy sê daarna die 1000 jaar verder uit, het die Here die slang of die wat hy ook al het wil noem in die poel van swaal en vuur gewerp. Jy sien Paulus van die slang en hy staan op die beloftes van die Here en hy skud hom af van die vuur en sê, daar is eintlik jou plek, jy moet maar braai. Soos wat hy die mense gesê het, om dit met die slang doodgemaak en toe steek hom aan die brand. Want dis 'n voorspelling vir wat gaan gebeur met die vyand. Sien, die Bybel is so interessant as ons allerlei sulke goeders net by mekaar wil sit en bietjie wil lees. Soos ek altyd vir julle sê, as die Bybel is, probeer bietjie dink wat hierdie nog kan beteken. En hierdie ouens kyk vir Paulus en hulle sê, hierdie is 'n moordenaar. Hulle sê, ons God. Kyk hoe vinnig oordeel hulle iemand. Ons is baie ook so, nee? Kyk hierdie een. Weet jy, hy moet baie sleg wees. Hy moes baie ouens doodgemaak het. Dis daar. Hy wil kyk aan, hy word gered en die see uit, hy verdrink hier by die slang om hy gaan doodgaan. Nee, is reg. Sy verdiende loon, hy het iets baie sleg gedoen. Maar die eerste ding wat ek met u wil deel, die eerste bemoediging. As jy wil neerskryf, skryf dit neer. Die eerste ding wat ons moet onthou, wanneer dit voel of alles uit mekaar uitval, wanneer dit voel of die Satan nou sy bytplek hier aan my hand gekry het en hy haal nie en ek kry hom nie af nie. Die eerste ding wat ons moet onthou, God is steeds beheer. Het die vanoggend die 2 stukkies wat ek vir julle gestuur het, geluister of gekyk, dit kom presies op daai neer, ons met bemoediging vanoggend, deur te sê, Jesus is op die regte pad. Want die eerste ding wat jy moet onthou, as die Satan die aanval, die Here is nog steeds in beheer. Toe die slang vir Paulus aan die hand byt, het God nie skielik van sy troon af opgespring en rondgehardloop daar in die hemel en maal gegaan, die slang het op my. Nee, want die Here is nog steeds in beheer. Jy sien, toe die slang Paulus aan die hand byt, toe weet hy, maar die Here het met my 'n plan. Soos ek gesê, in Handelinge kom die Here by hom, 23, en hy sê vir hom, jy gaan nie doodgaan nie. Jy gaan eers by Rome uitkom, jy gaan eers voor die keiser staan. So hy het op dit gestaan, hy het op Lukas 10 vers 19, as ek nou reg is, het hy gestaan en gesê, ek gee julle mag om slange en skorpioene te trap.
En hulle gaan niks in jou raak nie. Sien, Paulus het dit onthou wat die Here gesê het. Hy het gesê, hier is nou 'n slangetjie, al is dit 'n ander en alle mense doodmaak, my gaan hy niks doen nie. Braai. Ja, Lukas 10 vers 19. So die eerste ding wat jy moet onthou, die Here is steeds in beheer. Niks wat gebeur, weet die Here nie van nie. Niks wat gebeur, vang die Here onkant nie. Ons as mense word onkant gevang, het is so. Ons het 'n doel, ons sê, ons gaan in hierdie rigting beweeg, en dan gebeur iets en ek word onkant gevang. En ek sê vir myself, ek weet nie nou wat ek kan doen nie, maar die Here weet. Hy is nog steeds in beheer, hy is nog steeds daar, hy weet wat moet gebeur, en hoe dit moet gebeur. Ons moet vir hom luister. Ons moet staan op die beloftes wat hy vir ons gegee het, want hy gee ons beloftes. Hy sê vir ons, hierdie en hierdie en hierdie. Ek sê nie, dat jy moet volgende keer net op my slang trap nie. Die Here het ons 'n goeie verstand ook gegee. Ja, kry die sambok, maak hom dood. Enigste goeie slang is 'n dooie slang. Amen. Maar die eerste ding wat jy moet onthou, die eerste bemoediging wat jy moet weet, is die Here is nog steeds in beheer. Al lyk dit hoe bleek, al lyk dit hoe donker, die Here is nog steeds daar. En soos ek sê, Paulus staan daar, en hy skud die slang af in die vuur, en daar's baie gesprek oor baie jare heen, wat redeneer en sê, dit kan nie gebeur nie, want op die eiland van Malta nou is daar nie slange wat giftig is nie, en allerlei ander goeders, en baie van die ouens sê, ander byt nie en hou vas nie. Hy byt en klaaf, ons sê dit pak, nee, hy pik jou en hy gaan. Maar daar hang die slang in sy hand. En hulle sê nee, dit kon nie 'n adder gewees nie, dis een van die ander slange wat dit namaak, en byt hy en lyk dit nou gevaarlik, en omdat daar nie giftige slange, daar was op die Ierland giftige slange, daar was op 'n stadium, soos wat daar op Malta wat giftige slange was. Vir wie gaan ons luister, mense wat 2000 jaar na die gebeurtenis daaroor redeneer, of hulle wat op die eiland gebly het, en geweet het wat doodmaak en wat nie. Want anders sou die mense wat op die eiland is, nie gesê het, kyk hoe sleg is hy gaan hom opkap en doodgaan, hy gaan opswaal en daar gaan iets met hom gebeur nie. Hulle sou het gesê, dis 'n namakslangetjie, moenie bekommerd wees nie. Maar weet jy, die tweede bemoediging, wanneer die duiwel toeslaan, wanneer die duiwel in die hand vashou en nie wil los nie, die Here wil ons gebruik. Want daar vind 'n wonderwerk plaas, 'n dodelike slang byt hom, hy skud hom af in die vuur, en nadat die inboorlinge van die land gesien het, maar hy gaan nie dood nie, sê hulle, hy is 'n God, en ek seker af, maar dit staan nie daar nie, maar hy het hulle mooi verduidelik, luister, is nie ek nie. Ek is 'n mens soos julle, kyk hier, daar by gebuite, dit bloei nog steeds daar, maar ek is nie dood nie, want die Here beskerm my. En ons gaan 'n bietjie verder in die skrif, en daar staan, hulle het by hierdie hoofman by Publius se plek gekom, en het gebly daar vir 3 dae lank, maar sy pa was siek gewees. Die bokke wat op die eiland gehad het, as jy die melk gedrink het, en daar was parasiete amper soos malaria aan gewees. Ons noem het Malta koors op daai stadium gekry. Jy kry baie hoë koors in jou maag, nie daar gelees, my maag is nie lekker gewees nie. En soos met malaria, elke 6 maande of elke jaar herhaal die proses homself. So jy word nooit regtig gesond nie. As jy siek is aan daai koors, dan is jy nou siek en dan word jy bietjie beter, en nou 6 maande as jy siek, dan word jy bietjie beter, nou 6 maande as jy siek, dan word jy, maar jy bly altyd siek. En Paulus hoor vir hom, en omdat die mense op die eiland gesien het, wat gebeur, en sê, kom, gaan na die hoofman toe, gaan kyk wat sy pa aangaan, en hy bid vir die man, en hy lê sy hand op, en daar is hy dan gesond. Sou dit gebeur het, as die slang hom nie gebyt het nie, ek dink nie so nie. Want wie gaan 'n gevangene vertrou en sê, ek wil gou vir jou kom bid. En ek dink, daai ouens wat daar by die tronk,
op halfdag is, buite kan die tuin kan werk, met hulle oranje overalls aan as hulle wegkom, self verbystap sê vir jou, hoorie, ek wil gou vir jou bid vir jou siekte. En ek kom sê, okay, hoekom is jy in tronk? Daar na 'n lang gesprek, so, maar die Romeine het ouens hier sommer net Rome toe gevat vir sommer. Jy moes iets erg gedoen het. So as die slaaf hom nie gebyt het nie, sou die Here hom nie gebruik het nie, of kon gebruik het. Jy sien, wanneer die vyand die aanval en jy voel, ek is nou onderdeel, God wil jy gebruik. Want nadat hy daai man gehelp het en die Here hom genees het, toe bring hy die res van die mense op die eiland en sê, bid vir hulle ook, en hy bid vir hulle ook, en hulle word gesond. Daar het al die slange van die eiland afgegaan, toe hulle sien met daai ou, die slang pik in my vrou in die vuur, en toe gaan hulle weg. Eindelijk wat gebeur het, is toe die eiland vol mense geraak het hulle die natuurlike habitat van die slange verwoes, dis hoe meer slange is, wat giftig is. Maar dis 'n bysaak. Jy sien, die Here wil jy gebruik waar jy gaan. Of die slang aan die hand vasbyt of nie, die Here wil jy gebruik. Die laaste gedeelte, toe hulle 14 dae op die see was, ek het vir gesê, toe gooi hulle alles wat hulle het oorboord, al hulle klere, al hulle tools, alles is van die boot af. Hulle het niks met die klere aan hulle lyf, 'n bietjie kos opgeëet het. En hulle kom daar op die eiland, hulle boot is verwoes. Nou moet hulle nog steeds Rome toe gaan. En as ons in vers 10 gaan lees, dan staan daar, en die mense het vir hulle baie goed gegee, alles wat hulle nodig gehad het, het daar alles op die eiland vir hulle gegee. Sien, as hulle net daar op die eiland gekom het, rondom die vuur hulle self warm gemaak het, hulle self verhewe het bo die res van die inboorling wat op die eiland was, en nie gemeng het met hulle nie. So daai inboorling hulle nie weggestuur het met wat hulle nodig gehad het nie. Hulle sou hulle gesê, daar kap julle boom af, vaar daar aan die see, op julle eie. Maar omdat die Here vir Paulus gebruik het, nee, gaan het en gesê, ek sal vir die Here nog steeds iets doen, hier op die eiland. Die Here gesê, ek wil hom nog steeds seën. Ek wil nog steeds voorsien. So dis die laaste punt, nee. God wil jou nog steeds seën. As dit voel of alles teen die grond te gaan, as dit voel of die wêreld teen ons opstaan, as dit voel of die Satan die rondom in die hele tyd loop, die Here wil ons nog steeds seën. En hy kan ons nog steeds sien, hy is alles is sy. So ek wil nie vandag met hierdie woord wil ek jy bemoedig. Met die 3 goed gaan ek vir herhaal. Wanneer die Satan byt, wanneer die Satan toeslaan, wanneer die Satan iets in die lewe doen, onthou net hierdie 3 goed. God is en bly in beheer. Dis die hoofding, onthou dit. Nommer 2 is, God wil my en u gebruik. Moet nooit sê, ek is oor die muur, ek kan dit nie doen nie. Die Here wil jy nog steeds gebruik. En die derde ding, die Here wil my en u seën. Nie noodwendig met biljoene rande in ons bank net sal lekker wees. Maar hy wil ons seën met die seëning wat net hy vir ons kan gee. Dit gebeur as sekere goed by die wêreld ons nie kan gee nie, net die Here kan. Hy wil ons seën met dit wat net hy vir ons kan seën en voorsien vir ons wat ons nodig het. Amen. So hou vas aan dit, as dit moeilik gaan in die week, as dit moeilik gaan in die volgende maand of paar maande, sê Here, U is nog steeds in beheer. Here, U wil my gebruik en U wil my seën. Amen. Mag die Here hierdie woord aan U seën. Amen.